wil vandag vir julle 'n storie vertel. Want ons almal weet, lockdown sit nou soos 'n reus voor ons. Ons kan nie na ons maatjies toe gaan nie, ons kan nie nêrens heen gaan nie, en die mense kan ook net so lank TV kyk en PlayStation speel. Dit voel vir my, asof lockdown soos 'n reus voor my staan. Maar ek wil vir julle 'n storie vertel uit die Bybel uit oor 'n seentjie soos ek en jy wat beklei het teen 'n reus en gewen het. En ek is seker julle kan raai, hierdie seentjie se naam was Dawid. Nou Dawid was 'n klein seentjie van Kanaan, van Israel, en hy het beklei teen 'n groot reus met die naam Goliat. Goliat was 'n Filistyn wat massive was, maatjies. Hy was 'n regte, egte reus. En toe die koning van Israel vir Dawid sê, Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn beklei nie. Jy sal dit nooit maak nie. Hy sal vir jou plat trap. Toe sê Dawid, weet jy wat, koning van Israel? Jesus is by my. As ek in die veld my pa se skape oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer, dan jaag ek die leeu weg. En as hy met my verder wil sukkel, dan slaan ek vir hom dood. Weet jy wat, oom koning? Ek gaan dieselfde doen met hierdie groot Goliat, want Jesus is by my en hy sal my beskerm. Maats, ek dink ons moet na die poppe toe gaan, dat hulle vir ons 'n verdere storieetjie hiervan kan vertel. Nee, los my uit. Ag nee, Knoffel, jy's nou net soos Goliat, man. Ek wil nie, ek's bang vir jou, man. Asseblief los my uit. Ag nee. Jy sukkel so met my. Hey, wat maak jy? Wat maak jy? Hey, social distance, man. Moenie my stampie. Wil jy beklei, hè? Wil jy beklei? Ja, ek wil. Maar ek kan nie meisies nie. Cheers. Boy. Groente, hoe het jy dit reg gekry? Ek skrik nie vir koue pampoene nie. Sjoe, dit was baie dapper van jou gewees om my te help. Ja, ek weet, want liewe Jesus help my om dit te doen. Want ek weet, hy help my elke dag om nie bang te wees nie. Ai, Groente, nee, nou help jy my. Ek is nou eintlik skaam dat ek nou so sissierig was. Maar hoe sê net vir my, as dit so COVID en so lockdown is en ons sit by die huis en ons nie maatjies nie en ons kan nie sport doen nie en speel nie, dan voel my hartjie so seer. En sê net vir my, hoe kry jy dit reg? Wat doen jy om sterk te staan, om soos 'n Dawid te wees en nie soos 'n bang van die volk wat wil weghardloop nie? Sê bietjie vir my toe. Ek weet, liewe Jesus is elke dag by my. En dan stuur ek vir my maatjies liewe Jesus WhatsApps en dan sê ek vir hulle in die WhatsApps hoe lief liewe Jesus vir hulle is en dat hulle moet dapper wees want liewe Jesus is by hulle. Sjoe. En dis nie al nie. Ja. Ek het al stories geskryf. Nou wat se stories skryf jy? Ek skryf sommer stories oor hoe liewe Jesus my help en wat ek lees in die Bybel. Ja, en ek het 'n goeie verbeelding. Ek sal bietjie spookstories skryf. Okay, en dis nie al nie, ek het al 'n boomhuis gebou. So 'n groot boomhuis. 'n Boomhuis? Ja. Wow, ek wil ook 'n boomhuis bou. Ek gaan ook 'n boomhuis bou. Ek sê jou help, vrugte. En dan gaan tel ek die papiere op in die straat en terwyl ek dit doen, dan bid ek sommer vir al die huise. Sjoe, maatjies, dit is darem wonderlik, maatjies. Ek dink ek gaan dit ook doen. Ek wil ook bietjie mense help, want dit voel vir my ek sit net by die huis en ek word al dikker en dikker en dikker en al moer en moer en moer. Maar ons kan dit saam doen, vrugte. Ja, dis 'n goeie plan. Maar sê gou vir my, is jy nie bang vir hierdie gogga nie? Jy laat my voel ek wil so in 'n hoekie gaan sit en wegkruip en niks doen nie. Nee, vrugte, hoekom is jy bang as liewe Jesus by jou is elke dag en jou beskerm? Ja, ek het alweer vergeet daarvan. Nee, en kom ek vertel jou, daar's 'n verskil tussen om bang te wees en dom te wees en dapper te wees. Ek hou daarvan. Nou sê vir my, wat is die verskil tussen dom en bang en dapper? As jy dom is dan dra jy nie jou masker elke dag nie en jy was nie jou hande nie en jy bly nie ver weg van mense af wat siek is nie en as jy winkel toe gaan, dan hou jy nie jou afstand van mense af nie. Is dit om dom te wees? Ja, dis om dom te wees, vrugte. Ja, en bang, wat is bang? Bang is as jy sommer net bang is en eenkant in 'n hoekie wil gaan sit en
en niks met iemand te doen wil hê nie, en nie met maatjies wil speel nie. Soos ek gemaak het nou. Ja, soos wat jy gemaak het toe Knoffel nou met jou geraas het en lelik met jou was. Ai, en wat's dapper? Ek wil weet wat's dapper want ek wil ook dapper wees. Dapper is as ons die regte ding doen, om jou masker te dra, om jou hande te was en om veilig te wees, om weg te bly van mense af wat siek is en om elke dag vir die Here te vra om jou te help en by jou te wees om jou te beskerm. Maar dan het ek nog niks gedoen nie. Hoe's ek dan dapper? Wat kan ek nog doen? Jy kan altyd vir liewe Jesus vra om te doen as jy jou naaste moet help. Okay, en jy het nou genoem van jy tel papiere op. Wat kan ons dit doen? Ons kan dit doen. Ons kan saam gaan om vir mense te bid en om papiere op te tel in die straat. Ja, en ons het gisteroggend toe ons posbusie oopmaak, toe staan 'n klein sjokoladietjie in 'n chomp wat iemand daarin gesit het. ja, ons kan vir almal 'n chomp in hulle posbus gaan sit Ja. en dan sê ons Christus help ons met probleme. Ja, dis 'n goeie plan. Okay. Dan is ons soos Dawid en nie soos Goliat nie. Ja, gaan ons dit doen vrugte? Ons gaan dit doen. Okay. Kom ons gaan. Kom ons Maar gaan. ons gaan net eers die maatjies groet. Ek Okay. wil nou of hulle onthou. Ons het 'n spesiale groet. Ek gaan sê check julle en dan sê julle terug check Check julle. julle. En dan sê ons ciao for now en dan sê julle ciao for now. En cheers for eers en cheers for eers. Nou ek gaan dit sê. Groente gaan jy saam met die maatjies sê. Okay, ek sal saam met die maatjies. Okay. 1 2 4. 3. Vrugte, dis 1 2 3. Ja, 1 3 2. Nee, vrugte. 1 2 3. O, okay. 1 2 7. Nee, tel saam met my vrugte. Okay. 1 1 2 2 3. 3. Check julle. Check julle. Ciao for now. Ciao for now. En cheers for eers. Cheers vir eers. Bye. Bye. Maats, het julle gehoor? Net soos wat Dawid op die Here vertrou het om hom veilig te hou van die beer en die leeu en Goliat, so vertrou Groente ook op die Here om haar veilig te hou. Nou, ons het 2 goedjies wat ons moet doen vandag. Die eerste een is ek wil hê jy moet in jou tuin inhardloop vinnig en gou-gou 'n klippie gaan kry. sien, hier's my klippie. En op jou klippie moet jy dalk vir mamma of vir pappa as jy nog nie lekker kan skryf nie, vra om die woord vertrou op te skryf. Want vandag het ons geleer dat ons op Jesus moet vertrou. En dan die tweede ding wat ons wil doen, en hier moet mamma en pappa ook help, en ons maak dit sommer 'n lekker familieaktiwiteit, is ek wil hê jy moet 'n groot reus bou van besems en stoele en tafels en kussings en steek in sommer vir hom so 'n lelike gesig met sommer 'n frons en dan bou jy hom saam met mamma en pappa. En dan los jy hom daar in die huis tot die einde van hierdie program, tot die einde tot Vrydag toe. Want maats, daai reus gaan Goliat verteenwoordig in hierdie storie. En weet julle wat? Ons wil dan ook foto's sien van hoe julle bou en hoe julle skryf saam met klippie en stuur dit dan asseblief ook vir hierdie nommer wat nou op die skerm gaan verskyn. En dan as dit klaar is, dan gaan ons julle môre sien. En môre gaan ons verder oor Goliat en Dawid en somme oor groente, vrugte en knoffel ook. Okay, bye bye maatjies. Hey!